Goeiemiddag almal. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En soos ons vandag is die tyd nou 2 uur en die plek is Kleinplaas hier in Port Elizabeth. En die geleentheid vandag is soos in elke geleentheid wat homself voordoen, besonder. En ons is hier vandag om 'n gedenkdiens te hou. 'n Gedenkdiens vir Johannes Antoni van der Elst, of soos ons hom geken het, Anton van der Elst. Kan julle my almal hoor? Ja, daarso is nie, hier is nie speakers nie. Hierdie is slegs vir die uitsending daar buite. Ons het ook vir Mario, natuurlik Anton se broer wat vanuit Amerika saam met ons hier is. Ag, Londen, jammer. Dis nou omdat Marnay se Amerika foto's nou op die skerm was. So 'n klein probleempie, ons het vir julle baie mooi foto's gehad wat ons wou deel. Maar dit lyk vir my ons het 'n probleem met die rekenaar ondervind en ons kan dit nou nie met julle deel nie. Net so vinnig, Janita het gesê ons moes die liedjie speel Tougher Than the Rest. Want dit was Anton se liedjie. Wanneer ons hier by die kerk of by mekaar kom. Nou ons kan dit ook nou nie doen nie. Maar wat nou gaan gebeur, Janita, is dat hy gaan vir jou 'n mooi video maak van die geleentheid. Hy gaan hierdie video wat jy het ook vir jou opsit, vir jou om saam te neem. So kom terwyl ons net so sit, dan maak ons die oë toe en dan sê ons, Here, baie dankie. Baie dankie vir 'n dag soos vandag, 'n perfekte somersdag. Baie van ons kla, dit is hittig. Maar so weet ons ook dat U vir ons sal reën bring. So glo ons dit. Want sonder die hitte kan reën ook nie vorm nie. So is ons vandag hier by mekaar om vir U te dank vir alles wat ons in ons lewens het. Here, dit wat ons ook gehad het, en spesiaal vir Janita vandag wil ons vir U kom vra om haar te dra deur hierdie tyd. 'n Tyd waarin sy haar man verloor het, maar ook dat U berusting sal bring met 'n wete dat ook selfs daar die dood nie 'n einde is nie, maar 'n begin. Dankie vir elkeen wat hier teenwoordig is. Wil U dan ook self die spreker kom wees vandag, dat die Heilige Gees homself sal openbaar in elkeen se hart wat hier is vandag, sodat die boodskap persoonlik raak. Amen. Wat ons doen is ons kyk na op 'n gedenkdiens van iemand wat gesterf het. Anton, die 14de Desember het hy reeds hierdie wêreld verlaat. Maar 'n mens kom nooit tot afsluiting wanneer 'n mens nie as vriende, familie, kennisse en dies meer by mekaar kan kom rondom die woord van die Here nie. En net verstaan waaroor gaan die lewe. Almal het vra, wat beteken hierdie lewe dan tog? En dit is waar. Ek Anton moet opsom en ek dink elkeen van julle het 'n staaltjie wat heel anders gaan klink. Kan ek vir jou sê, altyd 'n ou wat jy deur 'n ring kan trek. Hy ondersteun volgens my die verkeerde rugby span en hy like Opel Astras. Altyd 'n sin vir humor, altyd 'n grap, selfs toe hy siek was. Na hy in sy motorongeluk was destyds ook. As ons by mekaar gekom het, Anton altyd die ene, "Yes, hoe gaan dit ou broer?" Jy weet, altyd net geleef, tot op die einde geleef. En soos ek nou gesê het, julle gaan met mekaar staaltjies kan deel rondom hom. Maar wat baie belangrik is vandag is die geleentheid wat sy dood skep vir ons wat agterbly, om met mekaar te kan gesels, mekaar te kan moed en praat, en 'n baie belangrike waarheid, net vir onsself weer te begin vind. Waaroor gaan die lewe? Daar's 3 dimensies van die lewe. Daardie dimensies begin by 'n eiersel wat bevrug word, en vir 9 maande is jy in 'n veilige hawe, daar in jou moeder se skoot. En dan word jy gebore in hierdie wêreld in. Hierdie wêreld wat ons baie keer, ons is geneig om te dink aan die negatiewe, waarin ons moeilik het, waarin dinge nie altyd vir ons lekker is nie, maar ook met vreugdes. En daarom kan 'n mens aangaan dag vir dag, want daar's vreugdes ook om te hê in hierdie lewe. Dis die tweede dimensie, en hierdie is 'n baie belangrike dimensie in ons lewens. Waar God dan self teenwoordig was by die skaping van jou daar in die moederskoot, het jy in die wêreld gekom met een baie belangrike doel.
En dit is om te bepaal waar jy in die derde dimensie gaan wees. Jou keuse. Niemand anders te sinne nie. En ons wil glo dat Anton, ek het met hom gepraat nadat hy die eerste keer gehoor het hy moet gaan vir sy kankerbehandeling daar, die eerste operasie wat hy moes kry. Ek en hy so eenkant gestaan en net gepraat en glad nie ligsinnig gewees daaroor nie, oor wat hou die toekoms in nie. Hoewel ons nie weet nie. Ons weet wat ons het vandag, ons weet nie wat ons môre gaan hê, of daar 'n môre gaan wees nie. En ek moet sê, hy het dit geweet. En ek is in elk geval nie hier om te oordeel nie. Ek kan net vir julle sê, dat ek myself is 'n mens met baie sondes, baie verkeerde dinge. Maar wanneer ek geleenthede soos hierdie kry, en nou met COVID veral, het ons baie, hoor ons het gereeld, het ons baie geleenthede om seker te maak, waartoe gaan ons? En dan wil ek vir julle graag voorhou hier uit Korintiërs 15. 1 Korintiërs 15. En Paulus, natuurlik 'n gesant van die Here, wat vir sy broers skrywe. Nou het julle dit ook al 'n klomp keer gehoor, maar ek moet dit net weer sê. Paulus was genoem Saulus. Dis 'n ou wat Christene vervolg het, hulle doodgemaak het. En toe die Heilige Gees hom aangeraak en hy het sy lewe verander en uit vir die Here gaan werk. En wanneer hy geskrywe het hy geskryf onder gesag van die Heilige Gees. En dit is wat hy hier geskrywe het. Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap, soos ek aan julle dit verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers te gelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die misgeboorte is wat hy homself beskryf, het hy aan my verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Uiteindelik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat in my is. As ons verder gaan lees in 1 Korintiërs 15, dan sal jy lees, baie keer by begrafnisse, dan kry jy die vraag, dood, waar is jou angel? En dan sal jy verstaan waaroor dit gaan. Wanneer iemand soos Paulus, wat met dood te doen gehad het, hy die dood toegedien op mense. Wanneer hy self daardie genade van God kan ontvang, en 'n vrede in sy hart kan kry, wanneer die Heilige Gees werklik tot hom kom, en vir hom sê, ek is hier om jou deur te dra. Weet nie, het enige van julle al die Paul the Apostle, die movie gekyk? Is nogal iets om te gaan kyk. Daar's 'n man wat staan in 'n tronk, en hy doen die Here se werk tot op die einde. Die mense wat hom moes doodmaak, was ook almal bekeerd daarna. Ek en jy is vandag by 'n gedenkdiens. 'n Geleentheid waar ons afskeid neem van iemand wat nie meer hier is nie. Maar dan wil ons glo en dan wil ons vertrou dat die Here se genade ook vir Anton genoeg was. Want vir elkeen van ons is sy genade genoeg. En al wat ek en jy hoef te doen vandag is te sê, dankie Here
Kom lei jy my spore, elke tree. Kom lei my in die waarheid. En kom help my, want daar's een ding wat soos 'n paal bo water staan. Die dood wag vir elkeen van ons. Nou kan julle sê, julle was nog nooit by 'n begrafnis waar iemand met jou gepraat het en vir jou gesê het, hoor jy, kyk, jou beurt kom nie. Dit is waar ons is. Elkeen van ons loop hierdie paadjie. Anton was 49, hy sou hierdie jaar 50 jaar oud geword het. Ek onthou hom en sy broer daar in Rowellem Park. Jong geesdriftige, lewendige manne. Dis ons van ons wat hier sit, wat ouer is as wat Anton was, en hy's reeds huis toe. Genadetyd, elke dag is genadetyd. En ek wil nou nie verder vir julle preek nie, ek wou net hierdie boodskapie, baie kort boodskapie by julle laat. En vir julle sê, gaan lees vanaand verder, 1 Korintiërs 15. En gaan lees wat word daar geskrywe rondom die genade, die dood en die opstanding. Jesus het vir ons die voorbeeld gewys toe hy na 3 dae opgestaan het uit die dood. Want hierin het hy bevestig dat die dood sy angel getrek is. Dat daar 'n ewige lewe is. Met 'n waarskuwing. Daardie ewige lewe het 'n keuse van 2 plekke. Die een is in vrede, in 'n ewige vrede, saam met ons hemelse Vader. Hierdie vleeslike liggaam kom tot 'n einde, maar 'n verheerlikte een wag vir elkeen wat hom kies. En ek wil dit net weer as 'n waarskuwing, 'n vermaaning, ook aan elkeen hier teenwoordig vandag lig. Ek wil dan voortgaan om net die familiebrief gou te lees. In liefdevolle herinnering aan Johannes Antoni van der Elst, soos ons hom geken het, Anton. Gebore op 2 September 1971. Oorlede op 14 Desember 2020. Sal Sondag dus 2 maande wees, kalendermaande wat hy reeds nie met ons is nie. Anton se lewenspad het geëindig op 14 Desember 2020 en ons gun hom die rus in ewige lewe. Anton oorleef sy vrou Janita van der Elst, sy broer Mario van der Elst en gesin, as ook familie en vriende. 'n brief van sy vrou, wat hierin dan ook vir julle uiteengesit is, lei as volg: My man, sielsgenoot en my liefde, Anton, is op die ouderdom van 49 van my weggeneem na 'n beter plek. Deur baie trane en hartseer sal ek jou baie mis, my skat, maar God sal weer die son laat skyn. Ek was en sal altyd lief wees vir jou, van jou geliefde vrou en hondekinders. Om aan te sluit by die boodskap, wanneer ons hierdie woorde gebruik, en dit kom uit die hart, nie net om mooi te laat klink nie, maar wanneer jy werklik glo, dit is wat belangrik is. Van Mario, ons het van Mario natuurlik daar in Londen ook 'n brief gekry, en hy sê 'n broer se liefde. Hy sien jou op jou beste, hy sien jou op jou slegste, hy sien jou kom laaste, hy sien jou kom eerste, hy sien jou op jou laagste, hy sien jou op jou hoogste, maar deur alles in die lewe sal hy altyd by jou staan. Hy sal jou nooit vergeet, jy sal nooit vergeet word nie, my broer, en sal altyd lief wees vir jou. Rus en vrede, my broer, en ons sal mekaar weer sien in die hemel. Mario. Is daar enige iemand wat 'n spesiale woord wou spreek op hierdie geleentheid? Of gaan julle dit privaat hou? So dan is dit jou beurt om die bedankings te doen, Anel. Ja. Maar terwyl jy hier so staan, dat ek net vir ons afsluit dan ook. Ons kan nou nie lekker sing nie. Ek is 'n ou wat hou van sing, ons mag ons nou nie by begrafnisse sing nie. Maar kom ons sluit net die oë en dan sê ons vir die Here, Here, baie dankie. Weereens dat ons uit die woord kon put vandag, Here, dat ons met hierdie geleentheid waar ons totsiens sê vir Anton, ook u naam kan verheerlik en verhoog, en met 'n geloof en 'n vaste vertroue in ons harte kan sê, Here, ontvang hom in die hemel,
en help ons ook om daar saam met hom te vereen, om saam met hom te kan wees, wanneer ook ons tyd kom, Here. Maak dit dan sodat ons harte sal oorloop van genade, vrede, liefde, alles wat U vir ons bedoel het, al die mooi in die lewe. Ons bid dit ook toe vir Janita, spesifiek, Here, dat U haar sal in die hande sal hou en sal deurdra in hierdie baie moeilike tyd. Amen. Dit is baie warm hier binne, soos Anton nou sou gesê het. Stront, waar se yskoue bier. Dis soos ons vir Anton geken het. So ek wil net graag ook namens Janita vir Janita sê baie dankie vir die voorreg om 'n huldeblyk aan Anton te toon. Woorde is min om te beskryf die verlies van 'n ware vriend. Ja, sy lag is vir ewig stil en was dit nie 'n besonderse lag nie, uniek aan Anton. Jy het hom gehoor van ver. Jou grappe veral is die stommers, wanneer die stommers geterg het as die Bloubulle gewen het, dan is die boodskappe vinnig gestuur. Maar ook weer, as die Bloubulle verloor het, was Anton se foon af. Niemand kon hom in die hande kry nie. Herinneringe sal vir ewig by ons bly en voortleef. Een besonderse een was toe ek in nood was. Ek bel vir Janita. Janita, Tian word 1 jaar oud, ek het 'n kers nodig. Sy besluit, sy gaan vir Anton vra om 'n kers te koop. Julle, ons het 'n rooi groot kers op 'n koek gehad vir daai dag. Dis dingetjies van Anton, hulle wat ons nooit sal vergeet nie. En hy het saam met Tian daai koek gesit en eet met daai kers. Ons vriendskap was vir 35 jaar. Dit was vol lag, hartseer, ondersteuning, bemoediging, swaar kry, opregtheid en 'n ware vriendskap. Anton het aan ons elkeen 'n voorbeeld gestel. Maak nie saak wat God oor jou pad bring nie. Jy gryp dit aan, veg en stap die pad. So was Anton in 2018 gediagnoseer met kanker. Hy het besluit hy gaan veg, want hy het 'n vrou om voor te leef. Hy het aanhou veg, maar dit was die laaste paar maande. Kon hy nie steak en aardappels sien waarvoor hy lief was, hy het maar die purity in die water party daar gevat. Maar hy het aanhou veg. Die Here het Anton na sy diagnose nog gespaar vir 2 jaar en 5 maande. Op 14 Desember het hy sy asem uitgeblaas en stil gewors. Dis so hartseer en finaal, maar ons gun jou die rus en die verligting van die pyn en lyding. Tot ons weer ontmoet. My vrymispieman, my kuifman, ons gaan jou mis, maar jy bly voortleef in ons harte en herinneringe. Julle weet almal hy was meneer Vrymispie, né? Hy het dit baie op elke partytjie moes maar hoor en hoor en hoor, jy het dit oor en oor gehoor. Dan die bedankings aan Janita. Dis Anton. Ek mis nou daai biertjie. Janita, Anton se vrou, wederhelfte, steunpilaar, ondersteuner, eggenoot en Anton se liefde van sy lewe. Dankie vir alles wat jy vir Anton vir al die laaste 2 jaar gedoen het. Ek weet dit was nie maklik nie. Ons het saam baie trane gehuil. Ons het saam baie moed ingepraat. Partykeer het Anton ons moed ingepraat, maar dan het ons voortgegaan en ons het geveg. Dankie vir die belofte wat jy aan God gemaak het in die kerk toe jy in 1991 môre 23 jaar. Ek ekskuus, daar verdraai ek dit. In 99 getroud. Die belofte wat jy daar gemaak het deur dik en dun, gaan jy omstaan en jy het deur hom by hom gestaan. Maar dit het eintlik begin die dag toe Anton in ons huis kom, sy maal het vir huis Johannesburg toe. Janita het by my in die kamer gesit met baie kort pyjamaatjies. Anton het verlief geraak op die pyjamas en sy natuurlik op die Beetle. En so het hulle aangehou kuier tot Anton upgrade het na die Opel toe. En hy vra toe uiteindelik vir Janita om te trou. Weer eens, dankie vir die wonderlike vrou en die vriendin, die beminnaar wat jy vir Anton was, vir jou ondersteuning en woorde, regtig. Aan Mario, daar ver, ons dink besonder aan jou gesin oor die waters, wat nie vandag hier kan wees nie, en ek glo as hy kon sou hy hier gewees het.
Maar ek dink ook persoonlik wat ek dink dis nie maklik nie om nou jou ma, jou pa en jou broer aan die dood af te staan en met dieselfde siekte. Is dit nie maklik nie. So ons dink aan hom in die gesin en ook aan hulle verlies en ons hoop dat die Here vir hulle sal krag en sterkte gee. Aan Jean, Tanya en Joanne, baie dankie vir julle ondersteuning en bystaan vir Janita in die tyd. Ons weet dis nie maklike tye nie. Julle is daar vir mekaar en dis wat 'n broer en suster doen. Dankie Jean vir alles wat jy vir Janita doen. Kyk, hierdie kan ek nie uitlos julle. Aan Bertie, Sakkie, Johan en Wikus. Dankie vir die ware vriende wat julle vir Anton was. Ek dink as julle 'n boek moet skryf, nee, sal daar nie genoeg papiere wees wat julle aangedoen het nie, maar ons gaan dit nooit kan publiseer nie want dit gaan gesensor moet word. Maar dankie vir die ondersteuning vir al hierdie laaste 2 jaar ook in die oproepe want hy het altyd gesê almal ondersteun hom en dankie daarvoor. Dankie ook aan almal wat oproepe, boodskappe gestuur het vir Janita waardeer elkeen al het sy nie almal geantwoord nie. Mens maak so en dan trek jy net die lyntjie op en sê okay, ek sal môre, maar jy kom nie daarbey uit nie. Baie dankie daarvoor. Dankie aan Sash wat vir ons die diens gelei het en dankie van Riet van Designer Decor wat vir ons die goedjies hier opgesit het en dan vir Kleinplaas vir die gebruik van die saal en vir Andre vir die livestream. Baie dankie, ons waardeer dit. Maar netjie is nou jammer jou video werk nie, maar ons sal dit kan ons dit op die laptop speel? Gaan julle kan hoor, so ek het die boom, daai ding hierso. Kan ons dit opset? Ons kan kyk of jy dit kan opset want dis nie meer ons is amper klaar, so julle kan afkoel. So ek wil net sê jy moes dit georganiseer, nie ek nie. En dan ook het sy gevra vir almal wat ook in die livestream is dat hulle deel is en dan spesiaal ook vir Tannie Emmy wat die dag saam met ons deurgekom het en die mense wat van ver af kom, veral oor Londen. Dankie dat julle die dag saam met ons. Ja, dis wat ek sê van die Tannie is hier so spesiaal. Ja. So Tannie weet al waar al die swaar kry vir die familie was en al wat mens kan vra is dat God julle dra en ondersteun in die tydperk. Is daar enige iemand nou wat ietsie wil sê? Want daar's nie 'n gesingery nie. Want julle weet mos nou ons mag nie sing nie. So as daar enige iemand kan julle na vore toe kom. En dan sal ons hierdie speel. So dis al van my. Okay. Well, the first time I saw you on that cold winter's day, I was trapped between heaven and hell, and I really tried hard to escape from your eyes, but my heart was too weak and I fell for you. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away. I didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door.
and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. So dan sluit ons af en ek wil net weer hierdie woorde met julle deel. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gegee het deur die Here Jesus Christus. En daarmee wil ek vir julle almal sê, ek wil hê julle moet hier uitgaan en geseën word in die Heilige Gees. Anton het nie meer ons hulp nodig nie. Hy's by die beste versorger ooit. Maar ons hier het mekaar as vriende en familie nodig om te onderskraag. Want ons is nog in die lewe, ons moet nog daar kom. Mag julle gaan in vrede en mag die genade van die Here Jesus met elkeen van julle wees. Amen.